Vandag is donderdag 29 Mei. Baie welkom by vandag se luistermeditasie op hierdie spesiale Hemelvaartdag. Ons dink as gelowiges reg oor die wêreld vandag na oor Jesus se hemelvaart. Die afgelope tyd het ons stilgestaan by sy opstanding. Nou is dit sy hemelvaart. En in die week wat kom gaan ons nadink oor die uitstorting van sy Heilige Gees. Om ons te help om vandag hieroor na te dink, lees ons Handelinge 1 vers 7 tot aan die einde van vers 9. Jy is welkom om jou Bybel oop te maak. Ek gaan vir ons uit die 1983 vertaling lees. Maar voor ons dit gaan saam lees, wil ek jou nooi om saam met my die opstandingskers aan te steek. Wat ons help om in hierdie oomblik te weet dat God die lewende en die opgestane Here is wat teenwoordig is. Here, ek is hier. Wat beteken jou hier oomblik vandag? Here, U is hier. Wat van God is jy veral in hierdie oomblik van bewus? Here, ek en U is hier saam. Bedink vir 'n oomblik wat dit beteken dat die lewende teenwoordige God by jou is in jou hier oomblik. Amen. Handelinge 1. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: Dis nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Bedink vir 'n oomblik die gedeelte wat ons nou saam gelees het. Laat jou gedagtes toe om te gaan waar dit wil. En wat in die teksgedeelte val jou veral op? Wat my vandag in die gedeelte veral opval is die woordjie
getuie. Julle sal my getuies wees. En dan in die laaste gedeelte, vers 9, sien ons eintlik wat 'n getuie is. 'n Getuie is iemand wat gesien het. Hulle het gesien, sê Paulus, hoe hy opgeneem word. En toe kon hulle hom nie meer langer sien nie. 'n Getuie is iemand wat iets sien gebeur het. Dalk was jy ook al 'n getuie in 'n saak, 'n getuie van iets wat gebeur het. Dalk was jy 'n getuie van iemand se huweliksbevestiging. Dalk was jy die getuie van 'n kontrak wat geteken moes word. 'n Getuie wat verklaar dat dit die regte ID-dokument is van iemand. 'n Getuie is iemand wat eerstehands gesien het. Jesus kom en voor sy hemelvaart sê hy, julle sal my getuies wees van wat julle gesien het. Wat beteken dit vir jou? As die Here vir my en jou hierdie identiteit as het ware kom gee as getuies, dat ons getuies is van sy lewe en van sy werk, ook van sy gees in ons lewens. Dink vir 'n oomblik, wat doen dit aan jou om te hoor dat jy 'n getuie is van God? Een getuie is inderdaad iemand wat iets gesien het. Maar Jesus sê op 'n baie besonderse manier hier iets wat ek dink belangrik is. Hy sê, julle sal getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. Julle sal my getuies wees, sê Jesus, daar in julle huise, tussen julle kinders en julle kleinkinders, teenoor die mense wat vir jou werk en teenoor die mense vir wie jy werk. Julle sal my getuies wees, daar in die dorp waarvan jy deel is, in die gemeenskap, wanneer jy winkel toe gaan en inkopies gaan doen, wanneer jy sport doen, wanneer jy op die golfbaan rondloop, wanneer jy gaan fietsry. Jy sal my getuie wees, daar in die breë gemeenskap, waar mense jou sien. Daar sal hulle kyk na jou lewe, en jou lewe sal iets vertel van wat jy gesien en gehoor het. Binne Jesus se woorde, julle sal my getuies wees, lê 'n ongelooflike roeping en identiteit in opgesluit, maar ook 'n geweldige stuk verantwoordelikheid. As ons vandag Hemelvaart vier, en ons dink daaroor na, en dat Jesus opgevaar het, dat hy by die Vader sit,
dat hy sy gees gegee het om in ons te kom woon, en ons daaroor nadink dat hy sy gees vir ons gegee het, dan dink ek aan die woorde van die Nederlandse teoloog Van Roller, wat baie mooi sê, tot op hierdie punt van Jesus se lewe, kan ons weet, het Jesus ons nie nodig gehad nie. Vir ons verlossing en vir ons regverdigmaking het God ons nie nodig gehad nie. Dit het Christus volledig vir ons kom doen, deur sy kruisdood en deur sy opstanding. Maar met sy hemelvaart en met die uitstorting van sy Heilige Gees, kom maak God jou en my deel van sy plan in hierdie wêreld. Word ons ingesluit as ware en gebruik deur sy Gees. En hier sê Paulus vir ons hoe hy dit doen. Hy doen dit deur van ons getuies te maak van God se storie in ons. Ek wil jou daarom nooi om vandag met die Here te praat oor wat hierdie gedagtes in jou losmaak en wat jy van die Here nodig het om hierdie roeping en verantwoordelikheid gehoorsaam na te kom. Praat met die Here hieroor. Here, maak my 'n getuie van u liefde. Amen.